Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag die 14de Oktober 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle bewus van die Here se teenwoordigheid in jou my lewe. Heilige Gees, baie dankie dat ons dag kan begin in U woord. Dat ons dag kan begin deur vir U te bid, deur vir U dankie te sê, Here, vir alles wat U vir ons gegee het in oorvloed. Dankie, Here, vir U liefde en dankie, Here, vir U groot, onuitspreeklike genade vir elkeen van ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, soos dan in Efesiërs 4, hierso by die eerste paar verse, waar Paulus besig is om met die mense in Efese te praat, is ook 'n omsendbrief na die ander gemeente in Klein-Asië, moderne Turkye, waartoe hy hierdie brief skryf. Ons het vir mekaar gesê, hierdie brief is 'n brief van bemoediging en praktiese raad. Dit gaan nie hierso om 'n dwaalleer of verkeerde praktyke reg te stel nie. So dit is sommer 'n algemene brief wat Paulus vir die kinders van die Here uitstuur, né? So nou kom ons by hoofstuk 4 en dan sê Paulus die volgende vir ons almal. Vir die gemeente in Efese, vir al die gemeentetjies in Turkye daai tyd, maar ook vir jou en vir my vandag, vriende, kan ons eintlik God se stem deur Paulus hoor wanneer hy sê, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Kom definieer dit baie mooi. Hy kom sê, hy is 'n gevangene, omdat hy die Here dien. Hy is nie sommer net 'n gevangene nie, hy het nie droog gemaak nie, hy is 'n gevangene, omdat hy die Here dien. En dan sê hy, dubbelpunt. So ons kan nogal luister, Paulus wat in die tronk sit, Paulus wat nie daar sit, omdat hy iets verkeerd gedoen het, maar omdat hy die Here dien, kan ons baie mooi luister na wat hy vir ons sê. Nou kom sê hy vir ons, en vir die mense in Efese, en vir al die gemeentetjies daai tyd, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Vriende, as ons kyk na roeping en ons kyk na die eerste disippels, dan kyk ons, hoe roep Jesus die eerste disippels? Hy sê, kom en volg my. Kom en volg my. Nou sê Paulus, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wat het Jesus Christus vir hulle gesê? Wat het die Heilige Gees vir hierdie Christene gesê hier van Efese? Hy het gesê, kom en volg my, neem my aan. En hulle was heidene gewees, hulle het tot bekering gekom, hulle het vir Jesus aangeneem. En nou kom sê hy, hoor hierso julle wat vir Jesus aangeneem het, ek wat die Here dien, daarom sit ek in die tronk om sê vir julle, dit wat julle doen, laat julle lewenswandel moet so wees, dat dit vir ander mense sal wys, dat julle geroep is om in die voetspore van Jesus Christus te volg. Julle moet vir ander mense wys, dat julle lewenswandel so is, dat hulle inderdaad die Heilige Gees in julle lewens kan sien, en hoe hy tot uiting kom. Dit is waartoe julle geroep. So Paulus maak 'n appel op hierdie mense. Paulus maak 'n appel op ons vandag en sê, hoorie, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Die roeping van God is om Jesus te volg, om julle kruis op te neem, agter hom aan te gaan en hom te volg. Beteken, liewe vriende, om sy voetspore te volg en te doen wat Jesus gedoen het. Dis wat Paulus vir jou en vir my kom sê. En dan gaan hy uit en dan verduidelik hy 'n bietjie meer. Dan sê hy, wees altyd beskeie. Wat is hierdie roeping? Hoe moet julle lewe? Hoe moet julle in Jesus se voetspore volg? Wees altyd beskeie. Wat beteken dit? Dit beteken nie om arrogant te wees nie. Dit beteken juis om nederig te wees, né? Dit is wat beskeie beteken. Beskeie beteken, jy gaan staan nie op die hoeke van die straat en skree wat jy alles in die lewe bereik het nie. Gaan sit nie daar wat jy vir die arme mense of vir iemand gedoen het wat swaar kry, gaan vertel jy vir almal wat jy gedoen het nie. Nee, beskeie is om nederig te wees. Beskeie is om nie op die heeltyd probeer voor op die wa wees nie. Dis wat beskeie is. Wees altyd beskeie, wees altyd vriendelik. Vriende, dit is opdrag, dit is ook die vrug van die Gees wat Paulus vir ons gegee het in Galasiërs 5:22. Wees vriendelik. Vriende, dit is so belangrik. Ek en jy kan so maklik 'n ou norsosoggie opsit. Ou norsosoggie. So asof die lewe die heeltyd jou afdruk. Vriende, dit is 'n keuse wat ek en jy maak.
Daarom sê Paulus, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Die roeping is dat julle in Jesus se voetspore moet volg. Dit beteken jy moet beskeie wees soos Jesus beskeie was, vriendelik soos hy vriendelik was. Vriendelikheid, liewe vriende, ontsluit ander mense. Vriendelikheid maak dat ander mense ook belangrik voel. Vriendelikheid maak dat mense sê, ek ag jou. Dit is so maklik om vriendelik te wees. Ek dink is bitter moeilik om onvriendelik te wees, né? Wees vriendelik. So hy sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming met God wees. Wees altyd beskeie, wees altyd vriendelik. Wees altyd geduldig, kom sê hy vir hierdie mense. Vriende, om nie jou hier meer te verloor nie, om nie sommer net kwaad te raak nie, want daardeur manipuleer ons ook geweldig baie, né? Iemand wat kwaad raak as hy meer verloor, dis iemand wat ook manipuleer. Dis iemand wat die ander vrug van die Heilige Gees se selfbeheersing, wat nie selfbeheersing toepas nie, want almal raak bang vir daai persoon, en daai persoon het later 'n mag oor mense, en hulle is later bang om hulle sê te sê, want hulle is bang hierdie ou gooi sy toys uit die kot uit. Daarom sê Paulus, wees geduldig. Wees geduldig. Wees beskeie, wees vriendelik, wees geduldig. Nou kyk hoe jy optree. Ek en jy het volle beheer. As ons kwaad raak, daar het ons die beheer, dit gebeur met ons. Maar wat ek en jy daarna doen, ons reageer daarop, het ons volle beheer oor. Nou, daar's geen verskoning hoegenaamd vir iemand wat sy meer verloor het. Hoegenaamd. Jy het volle beheer daaroor. As jy voel jy raak nou bevoeterd, dan kan jy by die deur uitstap, jy kan sê, hoor die hele verskoon my net so rukkie, jy kan gaan en jy kan so 'n paar keer daar in die werk se gange loop, of om by die huis gaan stap 'n bietjie in die pad af, kom tot jou besinning, en besluit daar, jy gaan nie kwaad raak, jy gaan luister, né? Dit is wat hy moet doen. So Paulus sê, julle lewenswandel moet in ooreenstemming wees met die feit dat julle Jesus aangeneem het. Wees beskeie, wees vriendelik, wees geduldig, en dan die laaste enetjie waarop ek wil staan, verdra mekaar in liefde, né? Verdra mekaar in liefde, gee mekaar daai ruimte. Iemand het miskien 'n totaal ander siening as jy, ander perspektief. Dis wonderlik, vriende. Dis wonderlik, luister 'n bietjie, moenie jou eie siening en opinie op die voorgrond wil sê nie. Luister na die een, luister daai een uit, luister 'n bietjie wat hy sê, of wat sy sê. Dis eintlik wonderlik om baie keer ander mense se perspektief te kry. En vriende, moenie probeer praat wanneer die ander een nog praat nie. Ek vang myself op baie keer daarby. Luister daai persoon uit, vra, moenie wag terwyl hy praat wat jy nou al wil sê. Dan luister jy glad nie wat die een sê nie, né? Die een sê, die verdra mekaar in liefde. Mag ons wandel in elke dag in ooreenstemming wees met die roeping wat ons van God gekry het, dat ons sal beskeie wees, dat ons sal vriendelik wees, dat ons geduldig sal wees, en dat ons mekaar inderdaad in liefde sal verdra. Nee, my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.